to Thee I have returned. I have been redeemed. Oh, I'm redeemed by Thy divine. Glory, glory, Christ is mine. And home to Thee I have returned. I have been redeemed. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. And what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Oh, let love face to like the sun. Let love face to like the sun. And softness but nearer and nearer, nearer. Let love face to like the sun. 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 And softness but nearer and nearer, nearer. Let love face to like the sun. Let love face to like the sun. Let love face to like the sun. I live in my heart. My Jesus never down. I live in my heart. I live in my heart. My Jesus never down. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives. I live in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives for now. I live in my heart. My Jesus lives for now. I live in my heart. I live in my heart. My Jesus lives for now. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives. I live in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives for now. Amen. Hallelujah. He abides. Hallelujah. He abides with me. I rejoice in night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I rejoice in night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I rejoice in night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Pronto Jerusalem es verge, du Herrn ihres ein Sohn. Pronto Jerusalem es verge, du Herrn ihres ein Sohn.
And give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. And we'll sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. And give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. And we all sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to our King. Hallelujah. How God's way will be my way as I journey alone. For it is so on the highway that a child of God should go. Though the road is steep and rough, if it leads me that's enough. I want God's way to be my way every day. I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should go. Though the road is steep and rough, if it leads me that's enough. I want God's way to be my way every day. I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should go. Though the road is steep and rough, if it leads me that's enough. I want God's way to be my way every day. Though the road be steep and rough, if it leads me that's enough. I want God's way to be my way every day. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to thee. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
I lift up my hands to Thee, singing I praise You, Lord, singing I praise You, Lord, singing I praise You, Lord, I praise You. In moments like these, I bow on my knees, I bow in surrender to Jesus. In moments like these, I bow on my knees, I bow in surrender to Thee, praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, I need You. Praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, I need You. Praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, I praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, praying I Moeilijke omstandighede is vermoorde. Mense val jou aan na buitekant. Jy sit in omstandighede by die werk, by jou huis, jy weet nie meer waar is jou uitkoms vermoorde nie. Kan ons vermoorde sing in moments like this? Is daar een vir wie ons vermoorde ons hande kan oplig en kan prys in 'n lofoffer gee vermoorde? Laat gaan daai omstandighede, laat gaan dit vermoorde en laat God oorvat in jou lewe vermoorde. Ons kan net een loof en prys vermoorde, dit maak nie saak wat die omstandighede is vermoorde. Halleluja. Thank you, Lord. Dankie Here. Dankie Here. Praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, praying I need You, Lord, I need You.
ons sê vir die dankie, Here, dat ons vanmôre die voorreg het om die woord te kan bedien. Dankie, Here, vir die woord wat U vir ons gee, waaruit ons kan leer. Rig my, Vader, vir ons lewe, 'n lig vir ons voete, sodat ons nie sal struikel en val oor die rotse nie. Vader, ek bid, Here, dat U hierdie preek wat vanmôre sal uitgaan, die boodskap wat sal uitgaan, Here, dat U dit sal lei in elkeen se harte, dat U die saad sal plant vanmôre, Here. Die woord leer so mooi, Here, dis U wat nat maak. Ons maak nie nat nie, Here. Ons gooi net daar die saadjie vanmôre wat U ons gee om te gee, Vader, om te saai. Ek bid, Here, dat hierdie woord elkeen sal bereik. Ek bid ook, Here, enige manifestasies, enige werke van die bose magte, owerhede van duisternis, se werke is nou gebind van hierdie oomblik af. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kan jy sitplek neem? Kan iemand net kyk of daar water is? Daar in die yskas. Goeiemôre in die huis van die Here. Ons is maar dik gesaai, maar ons weet ook dat skoolvakansie nie, dat skoolvakansie 'n verskoning is nie. En baie is vanmôre nie in die huis van die Here nie, maar ook nie weg. Amen. Vanmôre wil ek weer eens met u kom deel rondom die profetiese redes. Dit is dan ook dan waar Jesus self ons gepreek het op jou lyfpad. Amen. Met ander woorde, wanneer jy luister na hierdie boodskap, sê vir jouself, Jesus het dit gepreek. Amen. Dan kanseleer dit my as die predikant totaal. Amen. Want Jesus self het hierdie boodskappe gepreek in die profetiese rede. Daar het die disippels na hom toe gekom het en hierdie vrae aan hom kom stel. Amen. Nou ons gaan vanmôre kyk na die volgende een, die profetiese rede, naamlik vermaning om waaksaam te wees. En daar word twee baie belangrike woorde beklemtoon, naamlik vermaning en dan 'n opdrag om wat te doen? Om waaksaam te wees. Amen. En wanneer die kerk nie meer waaksaam is nie, dan het ons eintlik 'n probleem. Stem jy saam? Nou as jy onthou, verlede Sondag het ek gepreek, baie mense het nie meer 'n verwagting vir die wederkoms van Christus nie. Baie kerke het nie meer 'n verwagting vir die wederkoms van Jesus Christus nie. Amen. En daarom is dit van kardinale belang dat ons kom luister wat Jesus self vir ons vanmôre wil kom leer. Amen. Ons lees uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 24 vanaf vers 36. My Bybelblad sê 1237. Die eerste boek in die Nuwe Testament. As jy daar is, sê net amen. Matteus 24 vanaf vers 36. Kan iemand dalk net my water kan kry? Ja. Kan iemand dalk gou vir die winkel kry? Nee, jy gaan saam nie. Ja. Skus vir die onderbreking. So, dankie baie. Dis maar. Baie dankie. Ons lees saam. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees, naamlik die wederkoms. Want net soos hulle was in die dag voor die sonvloed, toe hulle geëet, gedrink het, getrou in die huwelik uitgegaan het, tot die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het, nie so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet wat uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom,
sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die Mens het kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Amen. Die Here seën sy woord. Nou ons het weer eens gesien, daar's 'n paar gebeurtenisse wat afspeel. Iets wat baie belangrik is van nou eerste ons moet kyk is, daar word duidelik gesê, die uur en die dag weet niemand, nie eers die engele, maar slegs my Vader alleen. Baie keer kry jy mense wat probeer nou uitwerk. Dan sê hulle vir ons, daar's min of meer die tyd wat Jesus moet kom. Ek dink nie ons is korrek om dit te wil doen. Want dit gaan nie soseer oor die spesifieke dag nie, maar eerder om waaksaam te wees, om gereed te wees. Amen. Die kerk was nog nooit 'n opdrag gegee gaan werk uit wanneer die wederkoms sal plaasvind. Is ek reg of verkeerd? Die opdrag is om waaksaam te wees. Amen. Maar baie sien ons ook, veral as jy te doen kry met teologie en die wat daarmee te doen kry jy baie keer hierdie mense wat nou dink hulle is so slim, hulle kan vir jou goed uit die Bybel uitwerk en vir jou sê, daar en daar. Skriftuurlik is dit nie korrek, want die woord van die Here verklaar, Jesus self maak die stelling, hy sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, nie die professor nie, nie die apostel nie, nie die profeet nie, nie die dominee nie die skrifgeleerdes nie, niemand. Amen. Dan sê hy verder vir ons hieroor, maar slegs my Vader alleen. Met ander woorde, net God alleen ken die uur en die oomblik. Amen. Ons word wel tekens gegee om na op te let. En soos ek die laaste keer gesê het en die ander kere, hy gee nie vir ons hierdie tekens om ons nou in vrees te sit nie, maar om ons in 'n gereedheid te bring. Amen. En dan kom hy met 'n volgende beskrywing. Hy sê, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Hoekom gebruik hy die dae van Noag? Want die boodskap het uitgegaan telke male, daar kom watervloed. Amen. Hulle sien vir Noag die ark bou. Hulle sien hierdie gebeurtenis voor hulle afspeel. Die ander bewys is, daar is iets wat moet gebeur, maar inteendeel, hulle kom en hulle sê, hy's mal. Hy het dit verloor. Hy het dit nou nie by hom nie. Amen. En hier kom die woord van die Here en Jesus leer ons, hy sê, net soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees, want net soos hulle was in daardie dag, voor die sonvloed, hulle het geëet, hulle het gedrink, hulle het steeds getrou, hulle het in die huwelik uitgaan, tot op die dag wat Noag in die ark ingegaan het. Nou al wat hy daarvan sê is, die mense het aangegaan met hulle gewone lewens, omstandighede, hoe hulle lewe leef. Amen. Hulle het nie ag gegee op Noag wat hierdie ark bou nie. Inteendeel, hulle wou dit nie eens herken nie, soos ek nou gesê het, hulle het eerder uitgemaak, hy's mal. Amen. En so is dit in vandag se tyd. Baie mense rig hulle in vir hierdie aardse woning waar ons leef. Nou ek sê nie daarmee ons mag nie nou meer trou nie, ons mag nie werk nie, ons mag nie dinge doen nie, ons nou op 'n lewe en ons nou op 'n hoopie wag en sit tot Jesus kom. Dis nie wat ek sê. Inteendeel wat Jesus vir jou sê, gaan aan met jou lewe. Amen. Leef jou lewe soos elke dag, maar kom ook in gereedheid. Amen. Erken dat daar 'n oomblik gaan plaasvind wanneer die Seun van die Mens gaan terugkeer. Amen. Leef met daai verwagting dat jy hom verwag. Dat dit nie maar net 'n storie is nie, 'n veeverhaal soos ons gesê word. Baie mense sê hulle veeverhale glo wat hulle die Bybel glo.
2 verhale maak meer vir hulle sin as die Bybel. Hartseer, nee. En hier kom Jesus en hy sê vir ons, maar dis hoe dit sal wees. Hy sê, tot op die dag wat Noag in die ark ingegaan het. Maar die oomblik toe hy ingegaan het die storm begin. Amen. En het hulle agterkom, maar hier is iets aan die gebeur. En so sê die woord van die Here vir ons, dit sal ook dan so wees. En verder sê hy ook, hy sê, en hulle het nie verstaan, voor die sonvloede gekom het, hulle was almal weggevoer, en almal het weggevoer het, net soos op die koms van die seun van die mens is. Met ander woorde, hier word vir jou baie duidelik vir my gesê, baie verstaan nie, dat hierdie gebeurtenis kom nie. Amen. Hulle hoor daarvan, hulle lees daarvan, mense praat daarvan, maar hulle verstaan nie. Amen. En daar is 'n baie belangrike woord wat sê, hierdie woord net die geestelike, kan die geestelike dinge onderskei. Die vlees kan nie. Amen. Amen. Daarom is dit van kardinale belang vir jou en my, om nie in die vlees te wandel nie, maar in die gees. Want wanneer ek in die gees wandel, het ek die oortuiging dat Jesus terugkom. Amen. Dan het ek nie nodig dat een of teologie my iets kom leer omtrent dit nie. Ek weet verseker, soos ek voor jou staan, dat ek weet wat ek weet, en dit is, dat Jesus kom terugkeer. Amen. En hier kom die woord verder, en hy sê ook, dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, en die ander word verlaat. Baie gebruik hierdie, om die wegraping teorie te verklap. Dis nie dit. Want hier is klaar die gebeurtenis van die wederkoms van Christus. In die begin was die kerk klaar weg. Amen. Hierdie is nie meer daardie tydsgreep nie. Hierdie is wanneer die wederkoms van Christus gaan plaasvind. Amen. Met ander woorde, om hierdie skrifvers te gebruik en te sê, dit bevestig nou die sogenaamde geheimenisse wegraping. Dit doen nie. Dis valse teologie. Amen. Want hierdie gebeurtenis gaan afspeel wanneer wat gebeur? Wanneer Jesus terugkom. Amen. En hier sien ons nou, hy sê daar sal 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Met ander woorde, daar gaan 'n duidelike skeiding plaasvind. Amen. Vir hulle wat volhard het. Hulle wat gewaak het. Amen. Wat in gereedheid gekom het vir die wederkoms van Christus. 'n Baie belangrike ding van die Here, wanneer jy in teologie studeer die wederkoms van Christus, wat sê die woord van die Here vir ons? As Jesus terugkeer, waar gaan ons wees? Gaan ons hemel? Nee. Nuwe hemel, nuwe aarde. Ons kom regeer. Hier, op aarde. Amen. Reg verkeerd? Jy kan my reg stel as ek verkeerd is. Dis reg, nee? Met ander woorde, hulle wat weggevat is verlorenes. Dis nie hulle wat gered is nie. Hulle wat nou skielik weggeneem is hulle wat nie gereed was vir die wederkoms van Christus nie. Want die woord van die Here sê vir ons gaan saam met hom op aarde regeer. Amen. En daarom is dit duidelik dat hierdie mense wat weggevat is, die verlorenes is. En nie die geredde. Soos wat die fliek van Left Behind vir mense probeer vertel. Dis nonsens, dis bol. Dis nie skriftuurlik korrek. Amen. Ons moet ons nie instel op hierdie bol wat hulle vir ons leer nie. Die Bybel gee vir die riglyn. Volg net die Bybel. Daar is die riglyn. Vergeet van al hierdie ander redenasies en allerhande verskillende sieninge.
Daar is dit duidelik in God se woord. Amen. Hier sien ons het nou skeiding plaasgevind tussen die bok en die skaap, as ek dit so kan stel. Amen. En die volgende gebeurtenis speel nou af. Hy sê, waak dan, omdat julle nie weet wat die uur julle Here kom. En ek word oor en oor vermaan om te waak. Amen. So kerk van die Here, ons moet terugkom by die plek waar ons moet waak. Seker maak, ons is ook gereed as Jesus sou kom. Dan gebruik hy weer die metafoor, hy sê, maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Met ander woorde, as iemand vir jou kom sê, hoorie, ek het gehoor, hulle beplan om volgende Woensdag aan in jou huis in te kom breek. Gaan jy nou sê, ag, dis alright, ek is lekker, ek gaan maar aan met my lewe soos dit is. Nee, jy gaan voorbereiding. Amen. Jy gaan seker maak dat daardie dief nie kan inkom nie. Amen. Jy gaan seker maak dat daar nie toegang is vir daardie dief om jou omkant te vang nie. En Jesus gebruik hierdie metafoor en hy sê vir ons, so moet ons ook wees. Ons het dan nou gehoor, hy kom terug. Amen. Gaan ons dan maar net eenvoudig dit los en aangaan met ons lewe soos ons aangaan? Of gaan ons in 'n plek kom waar ons sê, Here, ons kom in gereedheid. Amen. En die woord van die Here sê vir ons laatstens, hy sê ook, daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag. As Jesus dit gepreek het aan sy disippels, hy sê dat dit sal gebeur op 'n uur wat julle dit nie verwag nie. Wat sê hy daarvoor? Sê maar. Ek gaan nie weet wat dit gebeur nie. Doch? Met ander woorde, berekeninge, dit is uit. Amen. Onverwags, dankie. Met ander woorde, hierdie gebeurtenis gaan onverwags plaasvind. Hoekom? Want u en ek gaan leef soos ons elke dag leef. Amen. Ons gaan aangaan, mense gaan trou, jy gaan jou werk doen, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar Jesus kom en hy herhaal dit oor en oor en oor en hy sê, moenie omkant gevang word nie. Moenie jouself vind daar waar jy nie in gereedheid is vir die wederkoms van Christus nie. Amen. Hy wil hê u en ek moet seker wees, ons is gereed wanneer hy terugkom op na die aarde toe. Amen. Hierdie gebeurtenis het hy nie net sy voet op die Olyfberg kom sit nie. Hy het teruggekom op die aarde met die wederkoms. Amen. Nou kind van die Here, Solia Gloria gemeente, ons moet ons weet vanmôre die vraag afvra. Is ons werklik in gereedheid? Ek sê weer, wanneer ek kyk na die hoeveelheid mense wat na die huis van die Here kom, sê dit vir my totaal iets anders. Gister met die rugby, dit is koud, dit is nat, dit reën. Hulle is daar. Hulle sit die paviljoene. Maar vanmôre kan hulle nie in die huis van die Here wees nie, want dit is te koud. En so soek ons al hierdie redenasies uit, hoekom ek nie nodig het om na die huis van die Here te kan kom nie. Die hele redenasie vir jou, hoekom jy nie na die huis van die Here te kom nie, is omdat jy in die vlees wandel en nie in die gees. Amen. Want as jy in die gees gewandel het, het jy 'n begeerte om na God se huis te kom. Jy is in opwagting om in sy huis in te stap en die evangelie te ontvang.
Jy is in opwagting om hom te wil aanbid, om hom te wil loof, om hom te wil prys, want jy het dit in jou om hom te al die eer en al die lof te gee. Halleluja. Maar wanneer ek nie 'n verwagting het, beteken dit ek is vlees. En my vlees hou my weg. Net soos hy hulle weggehou het voor die sonnevloed. Voor daardie storms begin het, kind van die Here. Baie kinders wat sê hulle is kinders van die Here, sit ook maar net. Hulle sien gebeurtenisse plaasvind, maar hulle wil nie gehoor gee om te weet Jesus gaan terugkom nie. Amen. Die kerk is nie meer warm. Amen. Kom, wees eerlik. Die kerk is nie meer warm. Die kerk is lou. Jesus sê, ek spoeg uit my mond uit omdat jy lou is. Solia Deo Gloria wil ons sê, God moet ons uit sy mond uitspoeg. Dan moet ons kom op die plek waar ons weer warm is. Amen. Waar ons weer die evangelie met vuur en vlam bedien, wanneer ons weer 'n ywer het om na die huis van die Here te kom, wanneer ons weer 'n ywer het om hom te aanbid, wanneer ons weer 'n ywer het om hom te beloof, wanneer ons weer 'n ywer het om te sê, ek in my huis, ons sal die Here dien, wanneer ons weer 'n ywer het om dan buite die evangelie te gaan verkondig, dan weet ek het die Heilige Gees in my, halleluja. Maar solank ek, net soos hulle, gesien het die ark word gebou, daar's 'n gebeurtenis wat afspeel. Maar ek gee nie af nie, want ek verstaan. Want die wêreld het my ingesluk. Die wêreld het my ingetrek met alles wat die wêreld my kan aanbied. En die wêreld lyk so aanloklik en soveel beter as wat ek eerder kom by die punte waar ek sê, Here, ek wag in afwagting vir U om terug te keer. Here, ek in my huis, ons wag in afwagting vir die terugkoms van Jesus. Here, ek in my kerk, ons wag in afwagting vir die terugkeer van Jesus. Ek in my dorp, ek in my stad, ek in my werksplek, ons het 'n verwagting. Jesus kom terug, halleluja. Dan gaan ons weer koordans voor die Here, halleluja. Dan gaan ons kan nie onvinnig genoeg op Sondagmôre in God se huis kom nie om te kom skinder daar buite en van 'n ander broer of 'n suster te praat, die manne, maar om te kom hoor wat God vir jou wil sê, om te kom sien wat God vir jou wil doen, dat hy jou kan aanraak met sy krag en sy Heilige Gees, maar ons hou ons besig met die dinge van die vlees en ons verskil mekaar buite die kerkgebou. Dan wil ons sê, ek is op my pad hemel toe, man, jy is nie op jou pad hemel toe nie, want ek het vir jou nie sê. Hy sê, daar sal geen sondare ingaan nie. En daarom moet die kerk terugkom by hierdie evangelie, sodat ons weet, ons is in gereedheid. Amen. Nie kyk hoe hard kan jy die pastoor bespreek daar buite nie. Die mense dink ek nie hoor nie, ek hoor. Ek is bewus. Ek weet as jy van my praat. Jy is nie in gereedheid nie. Jy is in die vlees. En vanmôre roep God ons terug van die vlees na die gees. En sy kry weer 'n verwagting vir die wederkoms. Amen. Soos ek die laaste keer gesê het, kind van die Here, dis maklik om te sê, ja, maar die kerk is nou weg. Hulle wat nou agtergebly is, nou maar hulle saak. Welke ma, welke pa, welke boetie, welke suster. Is dit vir jou vader? Is dit maar vir jou kyk, dat jy weet, jy van hemel man? Maar hulle nie. Jy het nie maar op ons ou kyk geword nie. Ag, hulle sal maar ook iewers op die pad tot die waarheid. Los hulle maar dat hulle aangaan. Hulle sal iewers wel tot op die pad kom. Nee. Die woord van die Here sê tydig en ontydig. Amen. Dis wanneer ons hom verkondig, tydig en ontydig. Of jy daarvan hou en of jy nie daarvan hou nie, ek sal dit verkondig.
Want ek is nie hier om jou ore te streel nie. As ek 'n oortjies gestreel het, ek julle mooi boodskapies kon vertel, hoe goed julle is en hoe lief God julle het. Hy het ons lief, verseker, met die ewige liefde. Maar hoe openbaar ons daai liefde vir verloores? Waar is die kerk met verlore siele? Ons is geïsoleer. Want ons dink solank ons in die huis van die Here tot redding kom en ons gaan hemel toe, all good. Wat van hulle? Wat ek nie gaan maak. Help jy daai persoon nog reg te sê, broer, suster, jongman, jongmeisie? Het jy geweet Jesus kom? Het jy geweet daar kom 'n uur in 'n dag wanneer hy gaan terugkom na hierdie aarde? Waarmee gaan hy jou besig hou? Waarmee gaan hy jou besig hou? Om op 'n Sondag die mall vol te loop? En die hoop weer lekker breakfast te gaan eet? Op om in 'n warm bed te lê? Dan sê jy het God lief. Jy het jou vlees lief. Wat jy God lief gehad het, was hierdie goed nie vir jou belangrik nie. Maar omdat jy die vlees lief het, wil jy die vlees vertroetel. Hy moet maar warm kry. Lekker bietjie tyd onder die kombers lê. Dan wil jy sê jy het God lief. Jy het hom nie lief. Jy het jouself. Amen. En dis die waarheid, kind van die Here. Ons kan maar vir mekaar kyk. Ons weet, dis die waarheid. God kom vir 'n bruid, vlekloos. Hy sê dit in sy woord. Weet jy wat beteken vlekloos? Vlekloos beteken spierwit, skoon. Geen kolletjie, geen niks. En dis sal jy nie kwalifiseer as die bruid van Christus. Amen. En ons moet terugkom met daardie plek sê, Here, ek wil ook vlekloos wees. Want dit is al wat gaan. Verseker dat ek saam. Amen. En as jy vlekloos leef vandag, volhard. Want die woord van die Here sê volhard tot die einde. Amen. Dis alleenlik hulle wat sal gered is. Amen. Maar vanmôre gaan hierdie boodskap oor. Ons word vermaan. Die woord vermaaning beteken die word aangespreek. Amen. Hy spreek, Jesus spreek ons aan. Hy sê, Solia Deo Gloria. Ek het die volgende om julle te sê. Waak en bid. Sonder ophou. Wees in gereedheid. Wanneer ek gaan terugkom. Amen. Gees en waarheid. Dis al. En vanmôre is dit die boodskap wat ek tot u bring. Nou kan jy vanmôre vir jouself die vraag afvra. En dit kom maar weer terug na die vorige vraag wat ons van die begin af gesê het. Here, het ek 'n wederkoms verwag? Here, is ek waaksaam? Of is ek ook maar besig om saam met die stroom te vloei? Here, is ek werklik op daardie plek waar u my sien, waaksaam wees? Wanneer 'n wag 'n posposisie kry waar hy moet waak, 'n wagpos doen, wat is sy werk? Hy moet waaksaam wees. Hy moet oplet vir enigiets wat kan kom wat 'n gevaar kan beteken of kan veroorsaak of 'n insident, amen, of 'n aanval. Korrek? Daarom sê God het hy ons geroep as wat? Soldaat. Amen.
Hoeveel soldate dra nog hulle wapens? Jy het ook al afgekom. Ek stap in my beach jogging. Ek is nie meer in gereedheid nie, ek is nie 'n soldaat nie. Ek is 'n soldaat, maar hey, 'n lekker lewe hoor. Wat beteken jy vir God se koninkryk? Niks. Hallo daar op die beach met jou jogging. Dit beteken vir God se koninkryk niks. God soek manne en vroue wat sê, Here, ons wil aan die voorste linies beweeg. Ons wil uitbeweeg as soldate vir die koninkryk van Christus. Ons wil gepantser wees. Ons wil die swaard hê. Ons wil die volle wapenuitrusting dra. Sodat ons kan staande bly. Amen. Maar hoeveel kinders van die Here het afgekom? Te gemaklik gaan. Dit was the feel good ministries. Nee? Feel good. Ja. Prosperity. Ek het nie nodig om 'n soldaat te wees nie. Ek profeteer en dis dit. I command and things will happen. Wat se bok? Dis goed dat ons geleer word. Jy het die autoriteit om al hierdie goed te kan doen. Bestaan sy autoriteit reg? Sy autoriteit gaan oor sy koninkryk, nie hierdie aardse koninkryk nie. Maar ons soek die koninkryk van hierdie aarde. Nou wil ek beveel, baie geld sal na my toe kom. My geldsakke sal oorloop. Ek sal oorlopende sakke vol geld hê. Want dis mos wat God se woord sê. Bok! Hy sê hy sal vir jou voorsien in al jou behoeftes. Maar dan kom hulle met hierdie bok. Jy het mag, jy het reg, jy het krag om goed te roep. Te command. En demand. Wat is die tipe kind van die Here is ons dan? Klein missie in onsself. Ons het nou hier, ons Jesus nou geraak. Ek sou gelyk staan aan hom. Niemand is gelyk staan aan hom. Hy sê vir jou, ons is maar soos wat? Vuil gras aan die kind van die Here, hy sê dit vir jou. Hy sê nie vir jou, jy is gelyk staan aan Jesus. Die bog wat daar geleer word daar buite. Nou moet mense daar staan en dan moet goed oor hulle geprofeteer word. Dit bog. Jesus het aan wat hy sê, Rabbies! Amen. Ek weet wie ek is in Christus, ja. Ek ken my identiteit in Christus, ja. My identiteit is nie vir die wêreld nie, maar vir sy koninkryk. Amen. As jy jou ID hou, Suid-Afrikaanse ID, dit sê jy's wat? Ander woorde, jy's 'n Suid-Afrikaanse burger. En jy val onder al die wette van die land. Amen. En ook dit wat jy moet beskerm in die land. Amen. En wanneer ek sê, ek is maar net 'n reisiger op hierdie aarde, maar my koninkryk is by God. Wat sê dit? Amen. Met ander woorde, my burgerskap is nie hier nie, maar in die hemel. Hierdie aardse goed maak nie vir God saak nie, kind van die Here. Maar ons is ingestel op die aardse goed. En dan kom hy, en hy kanseleer somme, ek weet nie kom jy gees my lei nie, hy kanseleer prosperity uit, want hy sê, maak nie vir julle skatte by mekaar op die aarde nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen rotse en geen roes sal kom nie, en geen dief nie. Dis die teenoorstelling van prosperity. Amen. Wanneer ons as pastore by mekaar sit denk, en dat jy moet maar vashou, dit gaan kom. Die bog wat daar bespreek word,
As jy nie 'n nuwe BMW kan ry nie, en nie 'n nuwe dit het nie, en nie 'n groot huis het nie, nee, daar's fout in jou geestelike lewe ou. Ja. Ja. Maar dis nie die Here wat hom gee nie, dis iemand se sakke wat hom leeggemaak is in die kerk se potte. En dis waar hy leef. Niks met geloof uit te waai. Maar ons wil leef soos dat hierdie mense ons wil laat glo, ons moet so leef. En nou kry ek dit nie, nou voel ek mismoedig. Ag Here, kyk hulle. Kyk wat het hulle. Kyk hoe leef hulle. Wat het ek dan nou so verkeerd dat hulle al hierdie voordele het? Ek meen, jy weet, ek se pastoor in hierdie gemeente kry nie 1 sent salaris nie. Gaan haal vir my nog pastore wat sê ek sal in God se huis staan sonder om 1 sent salaris te ontvang. Maar dan wil hulle my kom brek wat hulle eet en wat hulle ry en wat hulle het. Het hy een keer gesê, ek skyk my salaris eenkant toe. Ek saai dit vir die armes. Nie, hy is nie bereid om dit te doen nie. Ek doen dit vir die liefde van die Here. Omdat ek sy koninkryk het. Omdat ek weet, hy voorsien vir my in al my behoeftes. Amen. Ek is nie opgelet op hierdie aardse goed nie. Maar ek is opgelet wat God vir my gestoor. Amen. En dis vanmôre wat ek met u wil deel. Hy vermaan ons vanmôre om waaksaam te wees. Kerk van die Here. Maar ek wil net met waaksaam 'n bietjie uitbrei. Ook vir my broer. Ook vir my suster. Ook vir my geliefde. Ons het 'n maklike houding ingestel, hy nie die Here wat nie los. Amen. Is dit so? Los. Nee. God van jou verantwoordelik. Saai. En saai. En saai. En saai. Tot hy hoorde bels raak. Saai steeds. Die evangelie vir daardie verlore. Hy sal kom baat op die regte tyd. Amen. Maar ons as 'n kerk moet weer by daai plek kom en sê, Here, ek dink aan die sondaar. Want die woord sê ons almal is sondaars. Maar ek dink aan die verlore siel daar buite. Dan weet ons is werklik by 'n plek waar ons waaksaam is. Amen. Dis vanmôre my boodskap wat ek met u bring. Heel vir ons iets daar, die agtergrond speel. Vanmôre het jy die boodskap ontvang soos die Heilige Gees het nou afgelewer het. Soms moet ek maar op tone trap. Ek kan nie jou ore streel nie. Ek is nie geroep vir daai bediening. Maar vanmôre wil ek jou die vraag vra, kind van die Here. Het jy vanmôre nog daardie plek waar jy sê, Here, ek staan waaksaam. Maak nie saak wat aangaan daar buite, die storms en alles wat saam met dit gaan, oorlog, gerugte van oorlog. Ek is waaksaam. Want die Here het vir my kom leer dat niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Net God weet. Baie jong mense hoor ek, ons sal reg maak soos die tyd nader kom. Jy weet nie wanneer die tyd is. God se woord sê vir jy. Nie die slim man. Om te glo te dink, het al die tyd in jou lewe nog om 'n geleentheid te hê om met God reg te maak. Kan oral vir jy. Ons sien al die dae hoe mense baie nou skielik weer die dood wegry. Hoe mense dit ook hier is. Mense. Saam met ons.
Hy het nie vir my siek gelyk nie. Altyd 'n glimlag gehad. Nooit het ek eers geweet van sy siekte nie. Hy sê hy het sy reis voltooi op aarde. En ek het geen versekering as daai uur sou aanbreek dat ons reg is. En sy ons ek het ook gewaak. Ek het ook my ingestel gekry vir die wederkoms van Christus. My ingerig vir sy wederkoms. Amen. Vanmôre wil ek jou vra, kind van die Here, terwyl almal hulle oë sluit, hulle hoofde besak. Niemand kyk rond nie. Dis hierdie praat vanmôre aan jou, ook hulle op sosiale media, wat daar in die warm bed lê, praat met jou ook. Is jy werklik waaksaam vir die groot dag wat gaan kom? Staan jy werklik in gereedheid en sê, Here, ek het nie lank verwag. Kom, Here Jesus, kom. Of is ons te besig geraak met hierdie aardse koninkryk? En dit wat hierdie koninkryk ons aanbied. Vanmôre weet jy ken nie antwoord, ek ken nie die antwoord nie. Ek sluit myself in. Sê, Here, ek wil gereed wees as U kom. Ek wil nie hierdie belangrike uur en oomblik mis nie, Here. Maar ek wil gereed wees wanneer U gaan kom. As jy op jou voete wil staan, jy is welkom. Ek wil graag vir jou gebed. Iemand kyk rond. Jy het gesluit wil wees in hierdie gebed vanmôre. Sê, Here, count me. Count me, Lord. Ek wil dit nie mis nie. As jy moet erken vanmôre dat jy te besig geraak het met hierdie wêreld. Woord weer is maak klaar met die dinge van die wêreld. Hy sê, maak klaar. Hoekom gebruik hy die term maak klaar? Want hy weet waarmee jy besig is. Vanmôre sê ek vir jy, soos die woord van die Here dit vir my gee om vir te sê. Maranatha, Jesus, kom weer. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen wat staan, Here. Elkeen wat vanmôre self ondersoek gedoen het in hulle harte en gesê, Here, count me. Count me in, Lord. Vader, bid ek vanmôre, Here, dat U deur die Heilige Gees elkeen weer sal optel. Elkeen weer sal aanraak met 'n nuwe vuur, Vader. Here, dat ons soos soldate in die voorlinie sal uitbeweeg. Here, dat ons sal uitbeweeg soos soldate wat in gereedheid is, soldate wat opgelei is, soldate wat weet wat om te doen in hierdie oorlog wat ons moet voer, Vader. Sodat ons nie omkant gevang sal word. Ek bid vanmôre vir elkeen wat luister na hierdie boodskap, ook hulle op die sosiale media, Vader, dat U vanmôre weer opnuut met elkeen sal praat. En sê, weet, daar kom hy. Dan kom 'n tyd. Dan kom 'n dag wanneer ek terugkom. Is jy gereed? Is jy gereed vir daardie uur? Is jy gereed vir daardie oomblik? Want dan is dit finaal. Nooit weer sal daar 'n geleentheid wees. Nooit weer gaan daar 'n predikant wees wat jou moet oortuig vir hierdie groot dag wat sal gebeur. So bid ek vanmôre, Here, vir elkeen, my ingesluit. Hou ons trou, Here. Hou ons trou. Daar's 'n stryd om te stry. Daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, maar hou my trou. So bid ek vanmôre vir elkeen in hierdie huis, Here. Elkeen wat vanmôre sê, sluit my in, predikant.
Dankie Here vir die genade. Die genade deur staan oop vanmôre vir elkeen van ons om reg te maak wat verkeerd gegaan het. Sit 'n ywer in ons Here om U te wil dien, om U te wil loof, om U te wil aanbid, om in die huis te wil wees, Here. Dat ons al die ander dinge aan een kant te stoot wat vir ons belangrik geword het op 'n Sondagmôre. En sê ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek dank U, Here. Heilige Gees, wees U die naprediker van hierdie boodskap. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. As die Here se wil is, dan kan ons die profetiese rede voltooi. Die volgende een sal wees dan nou die gelykenis van die 2 diensknegte. Hy is baie kort. So dit gaan nie 'n baie lang boodskap wees nie. Maar die Heilige Gees weet hoe die Heilige Gees wil lei. Amen. Nooi iemand saam, kind van die Here, ek sê dit oor en oor en oor. Nooi iemand saam. Gaan al daai backslider wat nie kerk toe wil kom. Dalk net daai oggend. Dis dit wat God deur sy Heilige Gees iets nuuts in daai persoon se lewe doen. Amen. Ons is te geïsoleer as kinders van die Here. Jy ken my terme van 'n geestelike vraag. Nie 'n geestelike vraag wees. Deel dit wat jy die Gees met jou gedeel het. Aan ander. Weet vir jouself. Amen. Dit is vanmôre die boodskap gewees. Baie dankie vir elkeen wat opgekom het na die huis van die Here. Ek dink ons sing 'n liedjie, hou my trou, Here Jesus. Hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Das is stryd wat ek moet stryd, das oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Das is stryd wat ek moet stryd, das oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en hou my trou. Halleluja, dankie, Abba Vader. Is daar enigiemand wat voel afgeloop voel, leid voel, ons afgesluit? Henk? Dankie Here Jesus dat ons vanoggend weer 'n oproep gekry het om by die troon van God, die kruishout van Golgotha, te kom bely, Here Jesus, hoe nodig ons U het. Here Jesus, om vir U te sê wat U in ons lewe is. Here, om te kom beken en te bely dat U die Alfa en die Omega in ons lewe is. Amen. Here, dat U die God van ons lewe is. Yes. Here, ons het nie die wêreld nodig nie, ook nie die mense nie. Amen. Here Jesus, ons het ons God nodig, ons Here Yes, Jesus, ons halleluja. Heilige Gees. Dankie, Koning. Die waarheid en Gees wil ons U aanbid vanmôre, Here. Amen. En ons wat hier is wil sê, Here, ons het U lief bo alles in die wêreld, goud en Yes, silwer. Maak nie aan ons saak nie, Here. Dis net die kruishout, die bloed van Jesus, Amen. die genade van Jesus wat vir ons saak maak. Yes, halleluja. Here, vanoggend sê ons dankie vir ons daaglikse brood. Yes, Lord. Here, ons wil nie 'n bakkery hê nie en ons wil nie jam hê nie. Nee, Here, ons wil net ons daaglikse brood hê wat U vir ons voorsien. Want U is die brood van die lewe en U is die water wat ons Yes, lewe halleluja. water. Here, en vanoggend wil ons net sê dankie, Here,
dat ons by die lewende water was vanmôre, by die brood van die lewe. Yes, Dankie dat ons halleluja. vanoggend weer vir U kan sê hoe lief ons U het, Here. Dankie, Koning, Here, halleluja. ons hart, siel en gees behoort aan U. Yes. Here, en ons wil dit aan U wy. Dit mag nie te koud word vir ons, Here. Halleluja. Ons moet nie lou word nie, dat U ons uit die mond uitspuug nie. Here, maar ons wil warm wees vir 'n Christus Jesus wat Yes, lewe amen. van ewigheid tot ewigheid. Dankie, Here, halleluja. U verander nie. U verander ook nie dinge nie, Here. U Yes, is dieselfde amen. van Noag se dae tot vandag en so die Yes, gloria se tyd. amen. Here, en ons wil U loof en prys vanmôre. Dankie. Here, maak ons trou, Here. Laat U Gees in ons los, Here, dat ons U sal dien en U aanbid Amen. as 'n ware herder. Dankie. Here, die verlosser, die kruishout van Golgotha, genade Yes, op genade halleluja. op genade, Dankie, Here Jesus. Maar ons dank U vanmôre. Here, ons aanbid U God Vader wat heilig is. Dankie vir die Seun Jesus Dankie. Christus en dankie vir die Heilige Gees wat in ons mag werk, Here. Dankie, Vader. Ons is vandag werktuie vir U. Dankie. Here, werk deur ons in ons en met ons vandag. Yes. Daar waar ons sal uitgaan, dat ons Jesus sal verkondig. Amen. Die koning van die konings en die Here van die heres. Dankie. Die enigste lewende God wat bestaan, Here. Yes, En ons amen. dankie in die mooi naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Amen, amen. Baie dankie. Gaan in sy vrede, sy beskerming, sy liefde. Die Here se wil is, sien ons die volgende Sondag. Ek sal nie baie geluk, ek word geslaag. Ek gaan ook gradeplechtigheid doen. Die evangelisasie. Onthou asseblief die 13e, net. 13e gradeplechtigheid, die discipelskap en die evangelisasie. Vir die wat nog nie die gradeplechtigheid oga het nie, reël asseblief by Sakkie. Net Sakkie het nou al 'n rukkie terug hoor ek daar julle ons vir 'n trou. My seun vrou is die 12, so jy gaan nie wees die 13. Maar as dit ons dalk net kyk hier naweek, die week dalk, weet. Kom ons sê die 13de persoon. Ja, sien nodig ons is die 13. Ja, ja. Ek weet dat almal hier is. Dat sy Yes. Gees moet vra. Okay, kom ons gee sal vir die geleentheid. Ons gaan 'n nuwe datum vasmaak, okay? Maar dit sal in die nuwe maand wees. Nie later as dit nie. Is dit reg? Goed. Gaan in sy vrede. Shalom.